Here on stage. It's so nice to welcome you at the Karoo Mighty Men. You can give him a nice round of applause. When is the rugby fluitjie daai? Wayne Durant is from the Emmanuel Church in Port Elizabeth. Wayne is here to testify with his church with him of how the Mighty Men conferences help the Emmanuel Church men's ministry grow from 4 men to over 30 committed members. All have undergone personal transformation and reconciliation in their relationships with family and neighbors, but most importantly in their relationship with the Lord. We ask you to listen to the example of the men's ministry at Emmanuel's Church, which is a model that could be worth us all repeating in our own church. Thank you, Wayne. You are very welcome. Thank you very much. Good evening, guys. Right, first of all, I'd like to say how awesome it was to see how many people committed to Christ last night. The kingdom got bigger. Give those boys a hand, man. Right, I'd just like to share with you how God changed my life at a conference like this. My past, it wasn't a good past. I wasn't a very good man. I was on the verge of my second divorce. And I got invited to go to a conference like this in Port Elizabeth. And Uncle Angus was preaching there. And on my way there, my mates were in the pub and they were waiting for me. There's a big rugby game on. And my wife and I were busy driving towards the conference. And all of a sudden, we had a huge argument in the car. And I've tried to find every reason to turn that car around. But only like my wife could. She calmed me down and convinced me to go to this conference with Uncle Angus. And anyway, I got there and I was very apprehensive. I wasn't in the mood for this. My mates were there. The beers were cold. The rugby was about to start. But it was a duty that I thought I had to do for my wife's sake. At that point, Uncle Angus walked out there and I thought this was all just a show. But when he got there, the guys gave him a big cheer. And he stopped the boys and he went on his knee and he took his hat off and he said, "Boys, this is not about me. This is about Jesus." And at that moment, something was happening to me. I just started crying and he started praying and I didn't know what was happening to me. I had no idea. I mean, ja, groot man, jy weet, now all of a sudden I'm crying. I mean, what happened? I hadn't cried for years. And he just started speaking and all of a sudden it felt like the stadium emptied out. You know, and I felt that there was this one-on-one with Uncle Angus, but it wasn't really with him. It was like Jesus was speaking through him to me, because I remember he pointed to me and he said, "And you, Jesus is talking to you." And at that point, I broke. And he made an altar call, and I was up there. I felt like I was the only man, but thousands of men stood that day, like you guys did last night. He turned around and said to me, well, to everyone, he said, "Go tell 5 people and go find a church." I think I told about 500 people on the way to my car. And then I had to turn off, phone my mates and tell them I'm not going to make rugby or the beers, because I'd given my life to God at that moment. Such an awesome feeling to know that I belong somewhere. You know, and then he blessed me. And first of all, you know, as I said earlier, I was not a role model in my family. I wasn't a good dad. And he blessed me. And when I walked into Emmanuel Church, and Glenn in his service, and he said, "At this church, we preach the gospel." And I knew right there and then, this is where Jesus wanted me to live my rest of my Christian days out. And as I grew in the church, I got blessed by God taking me and making me the head of my house again. And all of a sudden, my wife started loving me again. And my 2 boys from my first marriage, they were still in the UK. But through prayer and through blessing, God sent them back to me. Today, those 2 boys have also given their life to the Lord. And then, yeah,
church. We started, within 2 years, I was invited onto the church council. We started the men's ministry. These are the guys here that you see. We worked through a book. It was called The Resolution for Men, which came from the movie Courageous. We took that book and we worked through it. And at the end, and I don't know how many of you guys have read that book. How many of you guys have read that book? You know the commitment at the end, the resolution at the end. Every one of these men and more committed to that. You know, and they've taken the commitment to live that life for Jesus. Yeah. Amen to that, true. And, you know, so this is how God worked in our church. And we've become so strong that each one of these men, we were like an island, on our own island. You know, I didn't know this guy and that guy and all the rest, but we became unified in Christ. And now we stand united here as brothers in Christ. And we just want to give thanks and praise to our Heavenly Father that we can be able to be that example to our families. We've taken leadership in our house again. We have taken control of our home. We have shown our commitment in the church. Every day, every Sunday after service, these are the guys that stay afterwards and pray together for the things of the church. The men are getting back into the role of the church. And I just want to give God thanks and praise for that, because that's all thanks and glory to our Heavenly Father. Amen. Come, guys. Thanks. Maar dit is vanaand vir my baie lekker. Ek kan omtrent nie ophou glimlag nie. Die berg, as julle manne so terugkyk daar, die son gaan nou net sonder daar oor die berg. Daar sit 'n klomp manne daar by die kruis. Wat 'n ongelooflike pragtige aand. Dit is so 'n mooi aand. Ek wil net voor ek vir Johnny voorstel, wil ek ook net graag vanaand vir Leon Goosen van TBN wat vanmiddag hier by ons aangesluit het, sê Leon, is baie lekker om jy by ons te hê. Dankie julle deel is van Karoo Mighty Men. Okay manne, julle kan nou maar weer terugdraai, dankie. Ek wil net gou vanaand vir Johnny Lou kom voorstel. Johnny was al lank gewees en hy was ook die eerste jaar saam met ons. En hy het laas jaar vir ons so 'n wonderlike woord gebring. So dit is vanaand vir my lekker om jou hier by ons te verwelkom, Johnny. En ons weet die Here het 'n plan met jou lewe en ons kan nie wag om te sien wat die Here deur jou gaan doen vanaand hier en ek weet die manne ook. So gooi broer, dis lekker om jou hier by ons te hê. Dankie my boeta. Dankie my boeta. Maar nou gee vir hierdie boer van die Oos-Kaap net 'n lekker handeklap. Hy Boetjie staan op en gee 'n handeklap man. Come on. Vat dit my boeta, hoor jy? Vat dit. Kyk, vat dit. Dit Engels doen dit ook. Okay. Dankie my boeta. Boetas, ek is sonder woorde. As ek so kyk dan julle maak my heeltemal stil. Ek wil net vir julle sê ek is so lief vir julle. Ek het julle so lief. Yes, manne. Ek het julle so lief. Oor die boetas, voordat ons begin, ons gaan vanaand 'n bietjie gym. Is julle lus vir gym? Is julle rustig? Boetas, ons het vanaand het ons 'n plek waarheen ons moet gaan, of ons 'n plek waarheen ons moet gaan. En ek gaan vanaand lekker rustig begin. En ons gaan hierdie ding vat soos wat die Here wil hê ons moet hom vat. Is julle reg? Is julle reg? Ek wil net vir julle sê baie dankie. Dankie vir die komitee van Mighty Men wat my weer eens terug in. Baie dankie dat ons kon deel gewees het om te help van alle kante af. Boetas, ek wil vanaand in tradisie wat om Angus ook altyd doen, of Dad Angus, wil ek vanaand net hierdie geleentheid gebruik maak om vir julle te wys wat aangaan. Dit is min manne wat hiernatoe kom wat eintlik weet wat aangaan en hulle verstaan nie altyd
hoe dit werk nie. Hulle verstaan nie hoe dit werk dat ek hier staan, of dat hier klomp mense kom staan, en hoe dit werk, en hoe dit by mekaar steek het. Net vanaand, en ek wil hê julle moet vir my help hiermee. Ek wil vanaand die mense van die Namakoland, daarvan waar ek kom, my stofmense, my Namakolandse mense, hulle luister in op die radio, enige plek in die Namakoland, en daar's, ek dink by 90,000 mense wat vanaand op die internet inluister. Ek wil hê julle moet vir hulle welkom sê. Sê vir hulle welkom asseblief. Laat hulle hoor, boys. Laat ek hulle hoor. Dankie vir Radio Namakoland. Dankie vir TBN. Leon Skuman het ek Februarie maand na toe gevlieg en ek het vir hom gesê, Leon, hierdie gaan 'n groot kampanje wees. Die manne gaan kom. En ek het my boetie Jannie Molman beloof, ek het vir hom gesê, my ou groote, ons gaan die beste doen vir ons koning. Ons hou niks terug nie. Die beste stages, die beste klank, die beste televisiekanaal, die beste alles. En dit is om julle te kan dien, boetjies. En ek wil net vanaand vir Leon. Waar is Leon? Waar is Leon? Boys, waar is Leon? Ek wil hom sien. Is hy daar agter? Bring hom gou hierso. Kom, Leon, kom net hier na toe. Ek wil net gou vir julle sê, dit is net God wat 'n boerseun in die hoof van 'n Engelse TV-kanaal gaan sit. Hierso sy gee my 'n klap. Leon, dankie. Dankie vir wat julle manne vir ons doen. Dankie vir die oopmaak. En dankie dat julle ons saamvat in julle plan en in God se plan waarin toe op pad is. Ons eer jou. Geef hom 'n lekker hande klap. Baie dankie my boetie. Boeties, en dan ek wil vinnig klaarmaak want ek wil by julle kuier. Verstaan jy? Julle sal sien, hier's wat manne rondgeloop hierso, hulle het sulke goetertjies wat sê servant pass. As jy by enige ander plek gekom het jy agtergekom, daar sou staan VIP. Ek wil julle sê dat elke man wat hier sou staan op hierdie verhoog, elke man wat hier agter dien, elke ou wat 'n broodjie aandra, die ouens wat daar by die verkooptente werk, die manne wat by Hakka werk, die vrouens wat die kos gemaak het agter die scenes, hulle is die servants, hulle is die dienaars van hierdie naweek. Die VIP's van hierdie naweek is die stikkendste man wat hier sit. Jy is die VIP. Jy is die VIP. Die man wat deur mekaar is, jy is ons VIP. Die ou wat dink hy slim, jy's ons VIP. Die ou wat verdwaal is, jy's ons VIP. Ek wil vir julle sê dat ek staan hier voor en baie mense dink dat dit gaan oor wie ek is as 'n mens. Dit het niks daarmee te doen nie. Daar's mense wat my volmaak. Daar's mense wat my dra. Daar's mense wat my sterk maak. Daar's manne wat vir my bid, boys. Daar's manne wat my seker maak en sê, Jon, jy vlieg hoog soos 'n arend, jy maak nie jou vlerke toe nie, jy's 'n seun van God, en jy land nie voordat jou petrol nie opraak, en as jou petrol opraak, dan gee ons jou nog. En vanaand staan ek hierso en ek gee eer aan daai manne. Daai manne wat seker maak dat ons onverskrokke hierdie tipe goeders kan doen. En as julle reg is, dan doen ons nog een. Moet ons nog een doen. As julle volgende jaar terug. Hier's manne laas jaar gewees met hulle het gekom 5. Hulle het 50 teruggebring. En dit gaan nie oor hoeveel dit manne gaan nie, dit gaan oor die krag. Dit gaan oor wat hier gebeur, boys. Hier's miracles besig om te gebeur. In my lewe het dalk miracles gebeur. God het sekere mense gegee. En ek wil vanaand, wil ek 2 manne vir julle opbring, en vir julle wys, hoe lyk hulle? Wat die liefde in my hart laat. Die eerste man se naam is Jacques Malan. Jacques, kom hier na toe. Bedank, geef hom 'n ander klap. Boetas, die oggend toe die Here Jesus my roep en hy sê vir my seun, kom. Toe bel ek die man. Hy het by my gestaan. Die duiwel het gekom verwoes, hy wil skeur van ons af.
Maar God se prevail en hy's na 7 jaar nog altyd langs my. Hy's my vriend, hy's my mentor, hy's my leiding. Ek kyk na hierdie man, hoe hy sy vrou hanteer, en ek wil 'n beter man wees. Ek kyk na hierdie man, hoe hy sy kinders dien, en ek wil 'n beter pa wees. Ek kyk na hierdie man, hoe hy sy finansies hanteer, en ek wil strewe na dit wat God vir my opgesluit het. Jackie, ek eer jou. Ek eer jou invloed. Ek eer jou as 'n profeet en as 'n leraar. En ek anoint jou vanaand. En ek sê vir jou, daar's 'n land wat vir jou wag, my boeta. Jacques Milan, baie dankie manne. Geef hom 'n lekker hande klap. Pieter Lou, kom hierso. Hierdie man is so skaam, ek dink hy wil nou, hy gaan nou die baadjie oor sy kop trek. Kan julle sien, dis bloed van my bloed. Kan julle sien? Bloed van my bloed, dis 'n loudie. Ek het net een broer in my lewe gehad wat ek kan sê, en dis Pieter Lou. En die Here het vir my die genade gegee dat ek hom kon gelei het na die koning se voete toe. Hy het die Here aanvaar, ek het hom persoonlik gedoop. En ek wil vir jou vandag sê, jy's vir my inspirasie. Jou geloof maak my nederig. Ek het jou lief. En jy bly sterk in die Namakoland. Jy's 'n pionier. Jy staan daar, hoor jy my? Ek is lief vir jou. Boetas, en had ek vir julle groot verrassing. Ek wil net so 'n bietjie ontslae raak van die emosies. Verstaan jy? Want ek wil nie vanaand met my boetas praat met 'n klomp emosies nie. Ek wil diep uit die gees uit met julle praat. Ek wil uit die plek uit praat waarvan ek vol is. Ek wil praat uit die plek uit waar ek en jy mekaar kan begin sien. Ek wil praat van 'n plek af waartoe sekere manne vanaand moet geruk word. Ek moet praat van 'n plek af waar ek nie vir jou uit my kop uit kan sê waartoe jy moet beweeg nie. Ek moet vir jou sê waar ek was en hoe ek geloop het sodat jy daar kan kom. En nie omdat ek op die regte plek is nie, omdat daar 'n paar 100,000 manne saam met my op daai plek staan. Ek wil vanaand, as ek vir jou sê, as jy dink dit gaan 'n preek wees, dan gaan ek vir jou sê, Boetas, ek het nie gekom om vir jou te kom preek nie. Ons het hier 'n jaar lank voorberei, dat jy kan goed na vanaand nie. Vanaand het gekom met 'n profound geestelike skeiding. Vanaand het gekom, en ek wil vir julle sê, boetjies, ek het vir julle 'n groot verrassing. Wie's lus vir 'n verrassing? Come on, dit lyk jy, come on boys. Sit van die manne, ek sê altyd, hulle sit te kyk my soos dooie snoeke, sulke blou oë. Die ligte is niemand by die huisie. Ek gaan vir jou sê, vanaand, as jy hier loop, gaan alles by die huis wees. Alles gaan by die huis wees. Oom Dawie Sleebush, ek wil hê Oom Dawie moet hier na toe kom. Kom hier Oom Dawie. Luister die boetjies, ek is lief vir my dad Angus. Ek het hom lief, ek is lief vir hom. Hy is vir my 'n hero. En ek is lief vir Piper James ook. Maar hulle is twee Skotmanne en ek is 'n Afrikaner. En hierdie gedoedelraak spelery op die verhoog gaan stop. Ek het man gebring wat 'n konsertina kan speel. Boys! Waar is Oom Dawie se mic? Het jy? Bring gou daar is Oom Dawie. Boetas, Oom Dawie staan eers hier by my. Moenie net loopie, kom hier so. Laat ek kyk goeie manne. Ek gaan deur hierdie land in 'n kuier oral, nê? En 'n kuier by julle en 'n kuier in die Noord-Transvaal en 'n kuier in die Oos-Transvaal en 'n kuier oral. En dan kry ek hierdie hidden jewels. Om Dawie Sleebush. En die dae wat boeremusiek nog geroel het in hierdie land, as Oom Dawie 'n legende. En die dag toe praat ek by 'n mannegroep, toe kom Oom Dawie daar aan en Oom Dawie sê, ek speel nou nie meer nie. Oom Dawie praat my so. Dis reg, ja. Kan jy hoor as Afrikaner? Is reg, ja. Ja. Hy sê, ek speel nie meer nie. Ek sê, hoekom speel jy nie meer nie? Hy sê, ag, niemand luister nie. Ek sê, okay, Oom Dawie, dan kom jy saam met my, want dan gaan 'n paar duisend manne vir jou luister. Oom Dawie,
speel vir ons 'n Kosetina soos hy nog nooit gespeel is in Suid-Afrika. Wat wil jy moet speel? Om Dawie in die tradisie van Mighty Men en in die tradisie van wat my gelei het na die Here toe, Amazing Grace, asseblief. Sal jy? Ek doen dit graag. Dankie. Dankie om Dawie. Geef vir my 'n drukkie. Pragtig. Dankie om Dawie. Dankie om Dawie. Sê vir hom dankie om Dawie. Boetas, Roe het ons die Kosetina gehoor. Ons Kosetina. En weet julle hoe moeilik dit is om 'n simpel dientjie te speel op 'n Kosetina? As jy sê ouderdom is. Is wonderlik, manne. Is vir my lekker. Boetas, die vraag is vanaand. Die vraag is. Wat is jou plan? Het jy 'n plan? Boetas, ek wil vir julle sê dat Johnny Lou was doodgebore omdat ek nie 'n plan gehad het nie. Hulle sê 'n man sonder 'n plan is dood. A man without a destiny, a man without a plan, a man without a vision is dead. Hy's dood in die water. Dad Angus het altyd gesê dat dit vat 'n lewendige vis om teen die stroom in te swem. Dit vat 'n dooie vis. It takes a dead fish to drift with the stream. Ons hou mighty mens. Ons kom by mekaar, boetas. En die manne staan op. En dan na 'n maand of na 2 of na 3 of na 4 maande, dan bel die manne my en sê hulle vir my, Johnny, jy moet nou weer kom. Hulle noem my nou al die Red Bull preacher. Ek kry nog al 'n naam ook. Tag, Red Bull preacher. Kom net in 'n gee ons so 'n Red Bullkie, laat ons 'n bietjie wings kry, Johnny. En as die manne klaar gewings het, dan voel hulle nou nie meer lekker nie. Dan moet ons nou weer opbou na die volgende mighty men toe. Nou boetas, die tyd het gekom dat dit stop. Nie mighty men nie. Die ding het gekom dat as jy nie 'n plan het nie, dan is dit iemand se skuld. Iemand moet verantwoordelik gehou word omdat jy nie 'n plan het nie. Iemand moet gevra word, hoekom het hierdie man nie 'n plan nie? Myself gevra het so 'n paar maande of 'n paar jaar terug, Johnny Lou, wat is jou plan? Ou kom loop eendag na my toe, hy sê vir my, Johnny Lou, wat is jou plan? Sommige manne boer, hy boer maar net. Sommige manne, hy besigheid maar net. Verstaan jy? Sommige manne staan in die oggend op, hy soos 'n robot. Hy staan op, hy skeer, hy vat hom, hy gaan, hy bedryf, hy gaan aan. Maar daar is nie 'n profound, 'n vaste plan daarvoor nie. Without a plan is dead. As jy in 'n oorlog ingaan en jy het nie 'n plan nie, jy het nie 'n battlestruktuur nie. Daar is nie 'n maatstaf aan wat jy jouself kan meet nie.
Ek wil gou vir jou sê, jy speel met reëls in die wêreld, maar wanneer dit kom by Christendom, dan wil jy die reëls verkrag. Nee, dit geld nie. Dit geld daar, maar dit geld nie hierdie. Boetas, ons as mighty men, ons as manne wat vanaand hier so sit, moet ons by 'n plek uitkom om te sê, het ek 'n plan? As ek jou vanaand sê, hoe lyk jou plan? Wat is die beeld van jou plan? Wys hom vir my 1 tot 10. Wys hom vir my. Wys vir my, waar kom jy tekort en wie hou jou accountable? Ek wil gou vir jou sê, wie hoekom val die mighty men in hierdie land plat? Wie hoekom gaan 'n ou hier vanaf en hy voel harend en hy sweef en hy's bebid en hy het wonderwerke gesien hierdie naweek en hy het liefde geervaar hier in die gemeenskap van die heiliges. Dan gaan hy uit en so 2 maande daarna dan kry hy hom ijskoud. Ijskoud. Sy oë lyk weer soos 'n dubbele dooie snoek. Wat het gebeur? Ek wil gou vir jou sê, nommer 1 wat gebeur het, daardie man het sy keuse nie openbaar gemaak nie. Christendom, hierdie ding wat ons in Suid-Afrika probeer lewendig maak en oopdruk, weet jy wat, boys, dit het so intieme privaat saak geraak. Dit het so intieme privaat saak geraak, dat wanneer niemand kan jou challenge oor dit nie. Want wie challenge my nou? Jou dominee kan jou nie eers challenge nie. Pastoor durf jou nie challenge nie. Jy is so arrogant soos 10. Jou vrou mag jou nie eers vra, hoekom het jy gesê, jy is so lief vir die Here, en jy het opgestaan by mighty men, maar vanaand vloek jy op my en die kinders. En die boys loop met mighty men hemde aan, loop hulle in die bar en gaan drank met 'n rappie op. En die wêreld kyk na jou en hy sê, daar is nie 'n skeidslyn tussen jou en die wêreld nie. Wie is jy? Wie is jy? Wie kyk na jou? Wie hou jou accountable? Ek wil gou vir jou sê, wie het hulle nuwejaarsvoorneme hier gemaak? Kom maar, come on boys, come on. Wie het 'n nuwejaarsvoorneme gemaak? In die 3de nuwe jaar, dan breek jy hom al. Wie hoekom breek jy hom? Omdat jy jou nuwejaarsvoorneme in jou privaatheid van jou eie huis gemaak het, waar niemand jou gehoor het nie en niemand jou accountable kan voorhou nie. Jy's 'n lone ranger op 'n dooie perd op pad in die middel van 'n woestyn. Jy! En dan sê die manne, Johnny, jy praat hier so met my, nee, ek hou nie daarvan nie. Ek gee nie om of jy hou van wat ek sê nie, vanaand gaan die gees deurbreek. Jy sien, ek praat met 'n tweesnyden wat binne in my is. Daai tweesnydende swaard sny vir jou en hy sny vir my. Hy moes my eerste gesny het. Wat jy sien, Johnny Lou was 'n man sonder 'n plan. Johnny Lou het gedrif. Johnny Lou het gedink hy's vreeslik smart. Het jy al jou eie agterend van agteraf gesien? In Afrikaans sê hulle, in Afrikaans they say you have seen your behind side. Leon, ek gaan julle nou sê, Boetas, ek het nie leeg gekom nie. Ek het vol gekom. Die punt is, wat? Die ouens sê, hulle sê, Jonnie, kom by die punt uit. Ek wil gou vir jou sê, wat is jou punt? Ek weet wat my punt is. Ek wil vir julle vanaand sê, ons gaan mekaar begin accountable hou. Sommige ouens sê vir my, wat is om Angus se plan nou hierna? Dis niks te doen met wat om Angus se plan hierna is nie. Jy volg nie vir Angus Bakke nie, jy volg die koning van konings. Jy volg nie vir Johnny Lou nie, jy volg die koning van konings.
Maar ek wil jou vra, wat is jou plan met jou gevolgery? Hoe lyk dit? Wie het jou gehelp om my plan te skrywe? Wie hou jou accountable met die plan? Boetas, kom ons gaan na die woord van God. En mag die tegniese manne my gou help, gou bietjie daarso. Ons gaan in, as jy 'n Bybels het, maak saam met my die woord van God oop. Ek lees hom vanaand uit die 33 vertaling. Of die 53, 83, 2006, het maak nie saakie. 1892 King James Version. Jy sien, die woord is dood as jy nie hierdie vat met 'n plan nie. As jy nie die woord vat met 'n plan nie, is die woord dood. As jy nie hierdie woord eet met 'n purpose nie, en jy weet nie wat die purpose is nie, is hierdie woord vir jou niks werd nie. Nie vir jou, jou familie of jou besigheid nie. Ek weet, ek was daar. Ek het hom gespeel. Die cliché was myne. Gebruik ek nou sulke hoë woorde dat ek self vir myself Right, kom ons gaan na die woord van die Here toe. Dan kyk ons of ons vanaand by die punt kan uitkom. Is jy reg, gaan ons later raak, of is jy lus om tent toe te gaan? Kan ons gym? Is jy in, boys? Right, ek is emosioneel, ek wil kuier saam met julle. Ons gaan na die woord van die Here toe. Johannes 8 vers 34. Ek gaan hom Engels opgooi en Afrikaans. Johannes 8 vers 34. Jesus antwoord hulle: Voorwaar sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n dienskneg van sonde is. Right. En die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. Ek wil dit weer lees. Die dienskneg bly nie vir altyd in die huis nie. Die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Julle sal waarlik vry wees. If the Son has set you free, you will be free. Wat staan daar op die skerm? Indeed. Indeed. Boetas, hier kom manne my tement toe, dan word hulle vry, hulle maak 'n verklaring, en dan is hulle soekend na nog iets wat nou die volgende emosie gaan voortbring. En dan, om nou lekker te voel, met hulle nou dan nog dit en dit en dit hê. Dan bel die manne vir myself vir my, ag Jonnie, ons kerk is so koud. Ons kerk is so koud. Boetas, ek wil vir jou sê, mis 2011 hier gewees het, dan gaan jy agtergekom het wat was koud. Ek gaan net gou so 'n bietjie aan in die volgende, in vers 37b. Hy sê, of ek lees die hele vers 37, ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. My woord kry geen ingang in julle nie. Die manne hoor met hulle ore, en hulle kies wat hulle hoor. Hulle hoor met hulle en hulle emosies kies vir hulle hoe hulle optree. Maar die woord van God transformeer nie, omdat jy kliphard bly. Die manne, ek wil gou vir julle sê, boys, hier is van die manne wat nie eers weet hoe om 'n drukkie te gee nie. Met alle respek, ek het groot geword, manne drukkie mekaar nie. Ek wil gou vir jou sê, as jy nie 'n man kan druk nie, het jy nie die lewe en die liefde binne in jou nie. Ek sê dit vir jou. Dan gee ek op, gaan hy so, dink of hy rugby speel. Boeta, gee my 'n drukkie met gevoel, man. Vat my om my skouers, kyk my in my oë, gee my 'n druk, man. Moenie jou koue hart in my kom afvrywe nie. Die Here Jesus het my aangeraak. Ek het gespeel met dwelms. Ek was in die dood. Ek het die dood gesien. Manne sien my vandag hier voor staan en hulle dink,
Oh, very wonderful. Jy het nie 'n klou wat se transformasie God se woord moes in my lewe gebring het, om my doodsheid om te draai in die lewe nie. Dan vat dit 'n man soos Jacques Malan om my dop te hou. En dan sê hy vir my, Johnny Lou, jy's besig met ou vis vinne. Jy's besig met goeders wat besig is om te stink. Want ek entertain gedagtes. Die Here Jesus sê vir hulle, hy sê, entertain julle evil gedagtes. Manne entertain evil gedagtes. En dit consume hulle. Dit maak hulle kliphard, sodat die woord van God geen indringplek in jou kry nie. Jou vrou mag nie vir jou Bybel lees nie. Die dominee mag nie vir jou Bybel lees nie, want jy het nou jou eie huiskerk gestig. Jy is net jy. Jou God is jy, jou religion is jy, jou Bybel is jy, jou werk is jy, jy. Vir jou kom praat ek so, omdat dit op 'n stadium net oor Johnny Lou gegaan het. Ek staan in die oggend op, ek skeer vir my, met my skeerroom. Dan loop ek af teen my huis se trappe, nee. En dan sien ek my hond, en dan gaan staan ek voor my wasbak, en ek maak vir my koffie, en ek drink net Jacobs. En ek drink 3 suiker, met 'n dubbele melk, wat amper sê ek geskommel is. Ek het dit gesê, ja, julle is ook so, jy is ook so. En dan, hy sê, Johnny, en dan voel ek die lus vir die dag hier. Want ek werk te hard, en dan check ek my e-mail. Op my iPhone. iPhone moet nou 'n R10.000 oorbetaal, want dis advertensie. Verstaan julle? Dan ek, as jy deur daai dag gegaan het, dan praat jy met jou reise in jou skoonma, in jou vrou, in jou kinders. Daar is nie plek vir God in jou nie. Wat het geword van daai manne, wat gesê het, onthou julle ou mense, dan sê hulle, Tannie, gaan julle kom kuier? Gaan julle kom kuier by ons? Dan sê die tannie, deur die genade van die Here, en hy is goed vir ons, weet ons sal by julle uitkom. Hoor jy daai taal? Hoor jy daai taal? Hoor jy daai taal? Daai taal is doodgewurg deur die stelsel, want daai taal het te kerklik geraak. Ek wil gou vir jou sê, my broer, as Jesus jou getransformeer het, dan gebeur daar iets met jou taal. Dan gebeur iets met jou oë, dan gebeur iets met jou ore, dan gebeur iets met jou hande. Jy kan nie meer dieselfde wees nie. Kom ons gaan na die woord van die Here toe, ons lees 'n bietjie verder. Stuart gaan vir my daarso na Johannes 8, vers 41 toe. Johannes 8, vers 41. For my English speaking brothers, I will switch to English very soon. Just hold on, I'm on my way. I must just get the Spirit warmed up inside of me. Otherwise, my mouth will start to bleed when I speak English. But through the Spirit of God, I can do anything and I can speak in English. I promise you I can do that. I can do that. Right? Hier gaat ons. Johannes 8, vers 41. Julle doen die werke van julle vader. Toe sê hy vir hom, ons is nie uit ontug gebore nie. Ons het een Vader, naamlik God. Vers 42, en Jesus sê vir hulle, as God julle Vader was, sou julle my lief hê. As God jou Vader is, as God my Vader het, sal ek Jesus hê. Want ek het uit God uitgegaan en gekom. Ek het uit God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie. Boetas, meeste van die manne in hierdie land is nooit uit Jesus, uit God gebore nie. Hy het nooit geweet hoe hy dit moet aanvaar nie. Hy is nog altyd uit homself uit. Dit bly nog altyd ek. En dan staan die manne hoog heilig, en hulle staan 'n bid in 'n kerk totaal verkeerd.
Ag Here, wees my arme sondaar genadig. Maar jy is Saterdag by Mighty Men, het jy 'n keuse gemaak om die vryspraak van God te vat. Hoe kan jy die vryspraak van God vat? Dit wat Jesus Christus duur betaal het op 'n kruis, en die maandag, dan trap jy dit in die grond in, en dan noem jy jouself weer 'n sondaar. Hoe kan jy? Ja, maar Johnny, ons kerk, ek het niks te doen met jou kerkie. Ek het te doen met die waarheid van God. Hy sê die waarheid sal jou vind en die waarheid sal jou. Die waarheid sal jou vrymaak. Die waarheid sal jou vrymaak, nommer 1 van jouself. Nommer 2 sal die waarheid jou vrymaak vir jou denke. Nommer 3 sal die waarheid maak vir jou eie liefde. Boetas. Die manne sê, ek sal vir jou enige iets doen. Jy het met 'n vrou geloop trou. Jy staan voor God. Jy staan voor God in die gemeente. Jy kyk hy pragtige vrou in die oë en jy sê voor God in sy gemeente, ek beloof, ek sal by jou bly. Dan kry sy so 'n ligte depressiekie. Daar hardop jy soos 'n hond met jou stert. Nee, alle behalwe dit. Daar raak hierdie unconditional, onvoorwaardelike liefde, raak vreeslik voorwaardelik. Imagine God, jy staan voor die Here en die Here sê vir jou, ag ou broer, jy weet ek het jou lief, ek het vir jou gesterf aan die kruis, maar hoor jy met jou asem gaan check hoor. Boetas, Sommige manne is lief vir die Here, maar hulle het nie respek vir hulle self. Sommige manne het die beeld van die wêreld. Hulle lyk soos die wêreld, hulle stap soos die wêreld, hulle praat soos die wêreld. En die waarheid het sommige manne nog nie vrygemaak nie. En die keuse is nie of die waarheid jou gaan vrymaak nie. Dit is die keuse wat jy moet maak, wat jy met die waarheid gaan maak. Wat maak jy met die waarheid, my broer? Dit is uit. Die gees van God is gestort. Die kruis is leeg. Die steen is weggerol. God se plan is uitgevoer. Sy werk is klaar. Wat maak jy met dit? Wat maak jy daarmee? Wat maak jy daarmee? As ek vir jou die grootste geskenk op aarde bring, en ek sê vir jou, my broer, hier is dit. As ek jou 'n laptop bring, charge hom nooit nie. Jy sit hom nooit aan nie. Jy leer nie om hom te gebruik nie. Jy sien nie, boys, van julle het selfone. Jy 10.000 rand vir die flippende ding betaal. Hy het 857 applications. Jy gebruik net een. Bel af, nee, ja. Dit is die grootste, boys, luister gou. Dit is die grootste understatement wat daar ooit was. Praat nou van 'n ander achiever, is jy in jou selfoon. En as ek jou nou, ek sê vir my moeder is 78 jaar oud. Prys die Here, my pappa het gesterf toe ek 3 jaar oud was. My ma het die Here uitgespaar. Sy het 78 geraak die 21ste April. En ek eer die Here. Sy is gedoop en sy is 'n geredde kind van God. Halleluja! My moeder het 'n selfoontjie wat sy kan mee stuur. Lekker groot nommers, sien jy? Want hulle sien nie meer lekker nie. Right? En dan kan sy sê yes en hallo en bye. Nou sien mamma almal Facebook en Facebook en Twitter en nitter en snitter en flitter. Nou sê ma vir my, sy skimp so om die draai. Sy weet nie wat die budget van Mighty Men van my gevat het nie, maar sy wil nou gefoon hê met 'n big screen en sy wil ook nou Facebook en Twitter. Ek sê mami, ek gaan vir jou die foon bring. Wie gaan jou leer om met hierdie foon te werk? Ek het hierdie tyd nie. Sy sê nie, maar sy sê maar sy myself. Boetjies, ek gaan hy foon bring. Hy ma gaan vir my opmaak oor hy foon.
van allerlei applications. Jy download applications, jy betaal R20 vir die application, en lê daai application 30 jaar op hy phone, jy gee hom weg, laat jy hom nooit gebruik het nie. En as jy die phone half uit die mode uitraak, dan kry jy vir jou 'n nuwe phone, want jy moet groei. Dit werk so met die woord van God ook. Daar was 'n man, hierdie Dawie Spies wat gisteraand hier gepraat het, hy my voorgestel, en hierdie man het my genoint, hy het 'n pot olie op my kop uitgegooi. Sy naam was François Venter. En François Venter was 'n legende. Hy was 'n legende. Daai man het gepreek met 'n vuur binne in hom, wat ek moet myself afkoel met ys na die tyd as ek by hom gestaan het, man. Boetjies, of François Venter het 'n Bybel gevat, dan vat hy hom so, dan vat hy die Bybel, en draai 'n klomp kettings om hom, en dan sit hy hom 10 slotte aan, né? Maar wat jy nie weet nie, as hy vir jou preek, het hy net die cover van die Bybel gevat, maar binne-in, né, het hy 'n klomp yellow pages papier ingesit, maar dit lyk vir jou soos 'n Bybel. Van julle manne se Bybels lê daar binne in jou kamer. Dit kan net sowel die yellow pages gewees het. En wat gebeur dan? Dan sê hy, manne, hier is die woord van God. Dan vat hy slot en dan sluit hy hom oop. En dan sê hy, manne, het julle geweet dat God wou nooit God gewees het nie. Hy wil nog altyd jou pa gewees het. As hy dooie snoek oë, hè? Hy kerkmanne. God is God. Wie het jou geleer dat God? Boys, dit was die grootste leuen van my lewe. Ek het weggehardloop van 'n God af, wat ek gedink het my pa gestraf, omdat hy gedrink en gerook het. Ek het weggehardloop van 'n God af, omdat ek gedink het, hy straf vir die seentjie, omdat ek met seksuele games besig was. Ek het gedog, hy straf my, deur die feit, dat sonde my consume, en dat ek in molestasie betrokke geraak het. Ek weet wat pyn is, boys. Ek weet wat 'n wansie is. Ek weet, dat die wêreld het vir my 'n klomp goeters in my kop ingedruk, wat vir my 'n beeld geskep het van God, wat 'n leuen was. Dit was 'n leuen. En François Venter sê, weet jy, dat hierdie God jou so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, dat elkeen wat in hom glo, elkeen wat sy woord glo, weet wat beteken glo? Die woord glo beteken, jy moet 'n vaste vertroue hê. Die woord glo beteken, jy moet iets ontmoet. Jy kan nie iets glo wat jy nog nooit ontmoet het nie. Jy kan nie iets glo wat jy nog nooit, wag, kom ons gaan 'n bietjie terug. Is jy voorgestel aan hierdie ding waaraan jy glo? Ja, Johnny, ek glo en ek glo. Glo beteken om 'n vaste vertroue te hê, boys. Hy sê, elkeen wat glo, elkeen wat 'n vertroue het, elkeen wat ontmoet het, elkeen wat gekyk het in die oë van Jesus, sal die ewige lewe hê. Nee, jy sal dit nog kry nie, of jy moet nou eers so loop, en dan so loop, en dan, hy sê elkeen wat glo, elkeen wat sy oë, sy skille afgehaal word, elkeen wat soos Paulus op sy Damaskus stap, en hy glo in homself, en hy word getransformeer, deur wat? Deur 'n klomp woorde? Nee, boys. Om François Venter skeer, dan sê hy, boys, het jy dit geweet? Dan sê die ouens, nee. Dan sê hy, en dan glo jy nie in die doop nie. Kerk is gedoop, boys. Hy sê, okay, dan skeer ons al die boeke uit wat sê, enige iets oor doop, dan skeer hy dit uit. Dan staan hy ooms op. Maar die mannekamp, hy staan soos die vader. Dis hier in ons tyd, in die Bybelse tyd was dit dieselfde. Dan staan hy op.
Jy kan nie die woord van God so skeer nie. Hy sê, maar dit beteken vir jou niks nie. God is God. God is nie 'n vader nie. Hy mag jou nie lief hê nie. Hy mag nie jou lewe indring nie. Hy mag nie jou goeders verander nie. Hy mag jou nie ewige lewe gee nie. Hy mag nie. Hy mag nie die duiwel vertrap nie. Hy mag jou nie lief hê nie, want jy glo hy moet God wees. Hy moet daar aan 'n bak gaan sit. Hy sê, kom ons skeer dit uit, en dan begin skeer hy daai yellow pages uit. Dan sien jy hoe staan daai demone op in daai mannekamp. En dan as hy klaar is daar so 'n ou dun Bybeltjie oor. Hy sê, met hierdie bietjie krag wil jy die wêreld loop verander. Waar God se woord volledig is. God se woord is lewend. God se woord sê, kyk, ek maak alles nuut, sê God. So as jy ou gedagtes het, ou dinge is jy nie deel van God nie. Ou goed is soos 'n klomp vuil wasgoed. Jy weet jy het dit in die kas, maar jy dra dit nie. Boetas, kom ons lees die woord van God verder. François Venter het gesê, die woord van God is 'n onuitputbare bron van energie. En niemand delf in om dit te gaan haal nie. Kom ons gaan na die woord van God in Romeine 8. Boetas, as jy sê, Johnny, waarheen toe is jy op pad? Ons challenge. Ek challenge myself. Ek weet waar ek was. Ek weet hoe ek gedink het. Ek weet hoe ek dinge gesien het. Ek weet hoe die invloed in my lewens, in my lewe, my begin laat dink het en doen het en goedertjies. En dan raak ek op 'n stadium, dan voel ek soos katkots in 'n tuimeldroër. Lag julle nie meer nie? Of mag jy nie van 'n verhoog af sê, kat goedersie? Right, kom ons vat die woord van die Here. Romeine 8, vers 28. Kom ons lees die woord van die Here. Hy sê, kom ek doen ek dit vir die Engelse manne in Engels. Kan ons dit in Engels doen, boys? Kom ons doen dit in Engels. Engels, Afrikaans, dit maak nie saak nie. My ouma, Dawie Spies, ou vriend van my wat gister hier gestaan het, Dawie Spies het gesê, sy ma was so konservatief, sy het nie 'n koek geëet wat met 'n Engelse resep gemaak is nie. Dan vra sy vir hom, Dawie, prys die Here, daai vrou van God. Hoor jy? Dawie, ek eer daai ma van jou. Ek het nooit die voorreg gehad om aan haar hand te vat nie, maar ek het een keer met haar oor die telefoon gepraat. Prys God, man. Dis oor hy vrou dat Dawid so 'n passie het vir die Here. Ek wil vir julle vanaand lees Romeine 8 vers 28. And we know that for those who love God, all things work together for good. For all those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Sien julle dit daar? Of lees ek verkeerd? Is dit daar? Is die Engels daar? Waar is dit? Front of house, waar is dit? Dit hierdie stuk uit. Boys, julle moet wakker word daar. Is hy op? Is hy? Stewart, is hy op? Is hy daar? Is ek daar? Lyk ek mooi? Geef vir my 'n ander klap asseblief. Is ons op, Stewie? Is ons nou daar? Sien julle die woord? Sien jy hoe stupid voel jy as iemand praat van die woord van God en jy kan dit nie sien nie? Weet jy hoe stupid is dit?
Ons vloek nie meer, maar die manne sê, jy is Popeye. Jy sê maar, ou Popeye. Right, kom ons lees die woord van God, kyk die woord van God, lees die woord van God. Kom ons begin van vooraf. Vers 28, Romans 8, verses 28. And we know that for those who love God, all things work together for good. All things work together for good. For those who are called according to his purpose. Purpose. Jy sien, purpose het 'n plan. Want agter 'n purpose is daar 'n plan. Agter 'n purpose is daar 'n anointing. Agter 'n anointing is daar liefde. En agter liefde kan net God bly sit. Hoor julle my? Right, let's go to English. Right, ek gaan nou 'n bietjie Zambak vat. Kyk nou. For all my English speaking brothers, you take Zambak, right? Zambak is the real Makoya, right? And then look at this. You do this. This was created by the Holy Spirit. And when you take it in your mouth, it opens up the veins in your mouth. You hear there? You see the Spirit is coming loose. Right? Let's do this. Leon, this is especially for our TBN people that is watching. Right? Here we go. Right? And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to his purpose. Vers 29. Those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. Predestined. Jy is nie in orde om daai destiny te call nie. Dit is gepredestined. Dit het niks te doen met jou keuse nie. God het klaar gekies. Wag, wag. Hier sit 'n paar manne met sulke, you sitting here with dead snook eyes and watching me. Evilness. Wag. Staan net gou op. Kom kyk net, staan net gou op, boys. Staan net gou op. Right? Staan net gou op. Just stand up. Take a deep breath. Right? Listen here, boys. The word of God isn't cheap. I'm not here to play games. I'm not here to tell you what to do. I'm telling you what can save your life and the lives of this. It's not your choice, boys. It's predestined. God has made a choice before the foundations of the earth that on the 27th of April 2013, you will hear the voice of God. And the voice, the truth, will set you free and set you up. It will set you free and set you up. Sit. As I'm lekker, ek het langlaas 15,000 man rondgeneek. Ek gaan jou vanaand rondneek. Want wie ook al wil ek jou rondneek? I want to order you around because I ordered myself around a long time. And I got tired. I got tired, boys. I was playing until God sent certain people to teach me, to show me. Listen here. Wake up. Word wakker. Right? Hier gaat ons, boys. Hier gaat ons. And the word of God says, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. It means that if Christ is born of the brothers, then I am a brother. Boy. Wag, kom sê dit gou weer. If Christ is the firstborn of the brothers,
the brother, I am a brother. I'm not a man. Listen here, boys. I'm not a man. Ek is nie maar mensie. I am a brother. I am a brother of Christ. I am a brother of Christ. He says, verse 30, the word of God. It's not the words of Johnny Lowe that will change you. It's the word of God that will change you. Because the word can't lie. And the word is finding its way to enter you at this moment. Guys, the word of God wants to enter you. But you're sitting there with your thoughts. And you are judging me. You are judging my character. You are sitting here and the word of God wants to enter you. It is trying to find a way through that hard shell. The word of God wants you tonight. The word of God wants to enter you and tell you for once who you are. Do me a favor. If you can't enter to get to the wholesomeness of an egg, you've got to crack the shell. You've got to break something. Something's got to break, boys. If you need to build a wall and you've got one rock, you've got to split the rock. Jy moet hy klip skit, boys. Iets moet geef, iets moet breek, iets moet breek, sodat die woord van God vanaand kan in. Hy moet in. Hy moet in, boys. Hy moet in. The word of God must enter. Don't stand in the way of God and his word to come and enter your spirit. The word of God says, and those whom he predestined, he also called. Those who he predestined, hulle wat hy al vooraf opgesit het, het hy geroep. Hoe kan jy geroep word as jou ore toe is? Hoe kan jy antwoord as jy nie hoor nie? How can you answer if you don't hear the call? You must call, my brother. And only the word of God can open your ears. Because the word of God says, faith comes by hearing. Listen here. Faith comes by hearing. And hearing by the word of God. Wag, ek sê dit gou weer. Faith comes by hearing. And hearing by the word of God. God wants to enter you tonight. It doesn't want to dance around you and entertain you. The word of God wants to enter and transform you. It says because you were predestined, you were called. If you're predestined and called, guys, the word says, and those whom he predestined, verse 30, he also called. And those whom he called, he also justified. Sê Johnny, hy sê, hulle wat gepredestin is geroep. Hulle hoor my stem, en as hulle my stem gehoor het, dan justify ek hulle. Dis nie jou keuse nie, God sê ek doen het. Dan hy God sê ek doen het. Jy het nie 'n keuse hier nie. Ek sê, papa, maar wat van dit? Hy sê, hou jou mond. Staan stil. Ek kies hier, nie jy nie. Kan ek net sien of hy manne daar agter lewe? Amen! Amen! Hy sê, ek het jou geroep. En as jy my geroep hoor, sal ek jou justify. Wat beteken justify? It means that God will take away
The image that you've got of yourself, put in you the image of Christ. He will transform the image of this man into something that is more than a man. You see, because I don't serve the first Adam, I serve the second Adam. The second Adam, his name is Jesus Christ. And he says, the second Adam wasn't a living being. He was a quickening spirit. Hy was 'n lewendgewende gees. En hy sê, nou dat jy kies, sal Christus, Kolossense 1 vers 27, binne in jou kom woon. Dit beteken, die lewendgewende gees van God kom woon in my. Boetas, en ek het dit gekiesie. Boys, ek het dit gekiesie. God het dit gekies. Ek sê, Here, hy sê, ja, Johnny, jy. Hy sê, papa, maar ek. Hy sê, hou op dink. Hou op dink. Hy sê, jou grootste probleem is, jy dink te veel, Johnny Lou. Die woord van God is nie 'n dinkende ding nie. Die woord van God is 'n lewendmakende krag. Krag kan jy net kry as jy ingeplak is en dit vloei. Verstaan jy? En daar is 'n doel met die krag. As daar nie 'n doel met die krag is nie, dan is dit 'n volmorsing. Meeste van die manne ontvang krag elke dag, maar hy weet nie eers hy's ingeplak nie. Hy weet nie waarvan af die krag kom nie. Boys, meeste van die manne weet nie wat dit kos. Wat het dit gekos om vir jou dit te gee nie? Some men will never know how much it took on that cross. Because they did. They did. They play Christian game. They play this arty-farty, nice situation. And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified. Guys, those who he predestined, who he called, who he chose, who he justified, with that justification comes glorification. I said, Lord, me glorified. I say, yes, my son. If you are glorified, if you live the glory that I sacrificed my life for, people will see that I live forever, and you live with me, and I in you, and you in me. Sê die manne, Johnny, jy raak geestelik. Dit is geestelik. Vleeslik sal jy nooit dit proe nie. Jy sal dit nooit proe nie. Boy, sonder 'n plan sal jy dit nooit proe nie. Sonder accountability sal jy dit nooit proe nie. Sonder 'n keuse, 'n doodkeuse, sal jy dit nie. Sommige manne is hoogheilig. Hoogheilig. Hy is hoogheilig. Want sy heiligheid lê in homself. Dit wat hy doen. Boys, ons lees nou net in die woord van God, dit het niks te doen met wat jy doen nie. Dit het niks te doen met wat jy doen nie. Dis God se keuse. Sy keuse is klaar gemaak. Ek wil hê, jy moet besluit vanaand wat jy gaan maak met die keuse. What are you going to do with God's choice? What are you going to do with God's predestined plan for your life? A holy plan. Wat gaan jy maak met hierdie vooraf opgemaakte heilige plan van God? Wat gaan jy daarmee maak? Gaan jy onder dit inkom? Gaan jy bo op 'n trap? Gaan jy langs dit dans? Gaan jy dit verag? Gaan jy wegstap? Gaan jy wag? Wat gaan jy maak?
Maar ek gaan jou sê, oor 'n maand van nou af, as ek jou gaan kry in Kimberley, gaan ek jou vra, waar is jou plan? Ek gaan vir jou vra, waar is jou commitment? Ek gaan jou vra, waar is jou Jacques Malan, wat jou dophou? Ek gaan jou vra, waar is jou familie? Dien hulle die Here, soos jy die Here lief het. Ek gaan jou vra, who's your leader? Where's your pastor? Where's your dominee? Do you know what's your dominee's birth date? Do you serve him coffee in the morning when it's his birthday? Nee, ek gaan nie na my dominee se huis toe nie. You waste your time going to church, but you don't believe in a man of... How dare you? How dare you? How dare you call yourself a Christian? How dare you call yourself a mighty man? How dare you put a cap on? That was sacrificed 30 years. Dad Angus worked 30 years. 30 years. And God said, you leave everything. Now you do what I tell you to do. And Dad Angus left everything. God said, call the men. Call them. Now you were called since 2004. You were called 2005. 2006 you laughed. You didn't even hear the word of mighty men or anything. You didn't know God exists. It was a dead thing to you. 2006, the men gathered. In 2007, a man said to me, Johnny Lowe, you get on an airplane, we're going to a mighty men conference. And when I walked in there, it was what I was looking for all my life. My brothers, they had Christ sitting there, just underneath Christ, the leader, Angus Buchan. And then my brothers. How can you put Uncle Angus up there? He was called, he's a man of God. You touch a man of God, you talk about a man of God, you will have the wrath of God on your life. You're not here to speak a word about a man of God. Don't ask Angus Buchan what to do next year. What are you going to do? He did his work. He had his 8 orphans. They are matriculated going to varsity. There's a few hundred black people under his wing going to varsity, from 8 orphans to varsity, but discipled by the man of God. What are you doing? Uncle Angus is doing his work. By God's grace, I'm doing my work. What's your plan? What's your plan? Or you're just floating like a butterfly, but you've got no sting like a bee. Huh? Boetas, ek is lief vir julle. I love you guys. And I'm talking hard. I'm coming straight. Because we've finished playing games, guys. The Rock has got to split tonight. He's got to split. We've got to build this nation, and it starts with you. It starts with your choice, boys. It starts with your choice to take the choice of God, to fully and to run with it. Says, Johnny, help me. How am I going to do it? I'm going to show you how to do it, boys. I'm going to show you how to do it. Let's go to the Word of God. I'm going to say, he says, Johnny, how can a man be glorified? Jesus prays, and he says, Father, you have given me all the glory in heaven and earth, but now I'm giving it to who? To who? To them. Who's them? Who's them? No, my brother. No, my brother. It's not the nation. It's those
who choose to take the predestined plan of God and make it their own. It's those who choose to take the pre-justification of God and make it their own. It's those who take the glorification of God and make it their own. They will be called. They will be called. They will be called, boys. They will be seen. Let's go to the Word of God. We're going to run. What then shall we say to these things? Verse 31. If God is for us, who can be against us? He who did not his own Son, but gave him up for us, how will he not also with him graciously give us all things? Graciously give us all things. What is in your things you want? Do God know your list? Is your list according to his plan? Or is it your plan? Your things. Verse 33. Who shall bring any charge against God's elect? Who shall bring in any charge against God's elect? The Bible says, no weapon formed against you shall prosper. Al voel dit so. Al voel dit of die wapens jou afvat, dit sal nie prosper nie. Maar jy praat die wapens vol krag. Ja nee Johnny, ek is bevreed dat dit nou maar van my die einde beteken. Jy praat jouself vrek. Jy, nie God nie, nie die Bybel nie, ook nie die kerkie. Jy, die mighty man. Ek wil jou vanaand sê, ons gaan dit persoonlik maak. Ons gaan dit persoonlik maak. Vanaand maak ons dit 'n saak tussen my en jou en God. Tussen jou en God en my en jou. He did not spare his own Son, but gave him up. How will he not also with him graciously give us all things? Vers 33. Who shall bring any charge against God elect? It is God who justifies, not man. Not man. It is God who justifies. Dis God wat regverdig maak. Dis God se keuse wat regverdig maak. Dit is jou keuse wat jou regverdigheid stop. Jy. Nie God nie. Sy keuse is Sy keuse is gemaak. Who is to condemn? Wie kan bestraf? Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died. More than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. As jou keuse is 'n bietjie swak raak, nee, dan sê hy, Vader, net gou vir Johnny 'n bietjie kans. Vader, ek het vir hom gesterf. Vader, hou net vas. Hou net vas. Vader, hou net gou vas. Check hom. My gees gaan opstaan. Kyk hom. Daar kom 3 maande. Dan sê hy, Vader, hold on. My spirit will come through. I've died for that son. He will leave that. Father, just watch him. Wait, Daddy. Daddy, wait. Watch him. Yes, Johnny, come on. Lord, I'm turning back, Lord. It's my choice. I'm coming. I say, look at Father. Look at Johnny. He's coming. Father, the light is beginning to he's getting power. Father. He's turning back to, oh, Lord, I've died for him. And the Father said, I'll justify him. I'll glorify him. God has been waiting for you. God het vir jou gewag. Hy wag vir jou. Vanaand wil sy woord indring in jou in. Staan gou op, boys. Staan op. Maak so. Die woord van God sê, ek sê jou weer 'n hart van vleis gee. Maak oop hy borskas, maak hom oop. Maak hom oop vanaand. Come on, boys. Maak hom oop. Jesus.
Jesus, look at them. Jesus is standing at the Father. He says, watching them. Watch them. They are willing, giving entrance for the word of God. That means you are giving entrance for the Holy Spirit. Are you ready? Maak oop jou borskas. Maak hom op. Maak hom op. Daar waar jy staan na agter, jy dink ek speel. Sit jou hand op jou bors en maak hom oop. Maak hom oop. Maak hom oop. Maak toe julle oë. Say, Father. Come on, boys, I want to hear you. Father, come. You are limiting God by your thoughts. You are limiting God by your ideas. Limiting God by the amount of word that can reflect what you believe. Sommige van die manne kan baie praat oor die woord, maar die woord kan min praat oor hulle. Ek sien die manne hier rondstap. Hulle kan vir jou Bybelverse quote. Maar as jy daai man vra, koop my 'n koeldrank, hy gevreet soos 'n rotsin. Ek het nou nie eintlik gekom om geld uit te gee nie. Ek wil jou gesê, as die gees van God in jou vat, dan maak dit jou hande oop, Boeta. Ek wil vir jou sê, my vrou het 'n klomp geld in my beursie ingedruk. Toe sê sy vir my, as jy daar inkom, dan bless jy die mense. My vrou, Piper, I'm still waiting for my discount on that klomp scarves I bought from you. You see, God opens not just your ears with His choices, not just your eyes. God maak jou hart oop en jou hande oop. As jou hande oop gaan, nee, weet jy wat? As jy aard na God, God is 'n God met oop hande. Hoor jy? God is nie synigie. As hy synig was jy nou amper sê ek, jy was 'n wyntjie gewees. As God synig was, if God was stingy, if God was stingy, you were just a little wind. A thought. Let's go. Now in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death, listen here, Paul wrote this, but Paul made a choice. Paul met a God. He met a God on the road to Damascus that took away the things from his eyes, that opened his heart so that the transformation can be permanent. Because it wasn't a choice of Paul, it was a choice of God. And Paul says, he says, Father, he says, I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height or depth or anything else, all in Christ will be able to separate me from the love of God in Christ Jesus. Nothing, boys. Nothing. What is the plan? What is the plan? What is God saying here? Wat sê God hierso? Wat sê God hierso? God sê jy moet 'n man met 'n plan raak. En ek het voor God se voete gaan lê. Gesê, Vader, ek wil my boetas iets gee. Ek wil hulle iets gee. 'n Permanente ding. Ek wil jou iets gee. En ek het my plan loop neerskryf. Wat my mentor my geleer het. Wat my Vader, Jesus Christus, deur hom vir my geleer het. Nommer 1, gooi hom vir my op. Ons begin werk aan 'n plan. Hoe werk hierdie plan? Hoe lyk dit?
Hoe lyk dit? Wat is die transformasie? Wat? Johnny, nommer 1. Is hulle op daar? Wat staan daar? Boys, die woord van God sê, I learn the word of God every day. Ek wil vir julle sê, get yourself a mentor. Get yourself a person filled with the Holy Spirit as a history of healthy discipleship. Kry vir jou 'n mentor, 'n persoon wat warm is in die gees. Kry vir jou 'n persoon wat 'n gesonde verhouding het, wat disippels van formaat gemaak het. Want is 'n ding wat spring. Daai ou het gedink hy skryf vir 'n Suid-Afrikaanse liedjie. Dis 'n ding wat spring. Ha. Dis 'n ding wat spring, boys. Waar is die Haasbroek tweeling? Waar is die Haasbroek tweeling? Waar is hulle? Pieter! Laurens! Daar agter staan hulle. Die Haasbroek tweeling. Daai klonge het saam met my bedien. Daai tweeling het saam met my bedien in Delft se strate in Belwelside. In Belwelside. In Belwel South. The rain is falling. We can't preach. We pray. Me and those guys. We pray. God stops the rain. We sermon at that place for 7 days. I want to tell you, they watched me and something jumped to that Haasbroek tweeling. They're now traveling throughout Africa and bringing thousands of people to the Lord Jesus Christ. Something jumped. Something jumped. You get yourself a mentor. You get yourself a mentor. A guy filled with the Spirit. A man with a healthy relationship and discipleship. I learned the hidden totality, fullness, and love of the Father, the Son, and the Holy Spirit with others. You've got to learn this with others. What is joy not shared? What is joy not shared? The Lord says, die Here sê, my joy sal julle krag wees. And joy will be shared amongst you people. I learned the word of God. I learned the hidden totality, fullness, and love of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I pray with gratefulness, and I pray with peace, and I pray as if I am a conqueror. That's a man with a plan. Number 2, stand up. Sê op. Nommer 2, ek dien waar ek is. I serve where I am. It starts at my home. Manne, los die wêreld. Begin by jou huis. My vrou, my kinders, my house and my work, they all deserve a man after God's heart. They deserve a man after God. You are dead. You don't deserve anything. You have been given the price of life by God. Your wife and your children, your ex-wife deserves a better man than you are now. You hear me? You start serving where you are. Don't go out, serve where you are. Number 3, influences and responsibility. I make a choice because God has predestined me to be justified and glorified. I choose to have holy influences in my life. Stop running with pigs. Hulle sê in Afrikaans, as jy jou meng met die semels, dan vreet die varke jou op. Wie kan daarvan getuig? Ha? Kom aan, as jy klom heilig hierso, fatbacks, maak wat? Ha? Hoor julle boys?
You must have holy influences in your life. I have an accountability partner. Wie is jou accountability partner? Wie hou jou accountable vir jou choices? Wie hou jou accountable as jy laat kom? Wie hou jou accountable as jy nie ordentlik praat met jou vrou nie? Wie hou jou accountable as jy jou geld mors op 'n kar wat jy nie nodig het nie? Wie hou jou accountable vir na mighty men? Wie gaan jou dophou vir die plan wat jy hier gemaak het? Wie gaan jou dophou vir die keuses wat jy hier gemaak het? Wie is daai man? Glo jy in hom? Sal jy jou lewe neerlê vir hom? Dit is 'n saak van lewe en dood. I am accountable for my actions. You will be accountable for your actions. If you want to call yourself a mighty man, you will be accountable for your actions. You will be a man after God's own heart. Number 4, Stuart Givet. Wat staan daar? Lees daar. Lees wat staan daar. I speak life. Ek spreek lewe. Christ is within me. He has already triumphed. Jesus already won the battle. Stop fighting. Speak life. I carry eternal life. I am God's son. I only speak words of blessing and love. Ek het 'n geestelike moeder, Dr. Isenet van Skalkwyk, sy gaan môre hier wees. Sy het vandag die vroue bedien in Middelburg. Sy het vir my gesê, Jonnie, mag lê in jou tong. Jy kan jou vrou dood spreek of jy kan haar lewendig spreek. Hy sê, as jy nie bless nie, het jy nie God in jou hart nie. Paulus het gesê, hulle sal jou vloek, maar jy sal hulle bless. Ons sal die vredemakers wees. Wanneer hulle jou spoeg, sal jy spreek lewe. Wanneer die hele wêreld sê, oeh, dan sê jy, God is groot. My Here lewe, hy lewe hier binne in my, en ek het 'n plan. Ek het 'n plan. Al val daar 10,000 aan my regterkant en 10,000 aan my linkerkant, ek sal 'n bende storm loop. I speak life. Nommer 5. Number 5. I praise God in every situation. I praise God in the morning. I praise God in the bad. I praise God in the good. I praise God every day because He is good. Klaar. Einde van die storie. Is my keuse. Hy is goed vir my. Hy is net goed, so ek is ook net goed. Klaar. I praise God in every situation. He is my source, my power, my life. Goodness and mercy is beside me. My cup runneth over. Ek het tekort nie, want my God is my herder. Ek sal niks kort kom nie. Ek spreek lewe. Ek spreek lewe. I live in faith. Number 6. I am part of the body of Christ. I fulfill my purpose in the body of Christ. I do not push against my fellow believers, but serve them like Christ would do. Ek drukkie teen mense nie. Ek stampie. Ek gee nie opinies nie. Ek dien hulle. Hulle sê of a man is when he serves people that gains him nothing. That gains him nothing. Nommer 7. Number 7. Ek gaan hierdie ding in Afrikaans doen. My saad is heilig. Ek saai altyd op 'n plek. My geld, my tyd, my geloof saai ek op die regte plek waar God sê ek moet saai. My seed is holy. My seed is holy. My seed brings forth a multitude harvest.
Number, I am the light of the world. Jesus says, he says, Johnny, how can you claim that? Johnny, it's blasphemy. Jesus says, go and be the light in the world. Wie is die sout van die aarde? Vandag praat ek met 'n boeta hierso. Hy sê, ons moet net die lig van Jesus reflekteer. Dit klink vreeslik mooi op Twali. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. Klink dit soos iets wat met reflekteer? Nee, as Jesus binne in jou bly, is jy die lig. Jy's die lig. Jy kies om nie die lig te wees nie. Jy kies om hierdie geestelike humbleness te vang. Boom! Ek gaan nie my lig laat skyn nie, net nou vang ek te veel glory. As God helende hande vir my gegee, as God vir my 'n tong gegee het met lewe, as God vir my oë gegee het met 'n sagte Heilige Gees, as God vir my lippe gegee het wat mense kan prys, dan moet ek dit gebruik. Jy kan nie 'n lamp onder 'n emmer insit nie, man. Jy moet die lig laat skyn vir die hele wêreld om te sien. Dis wat Jesus gesê het in sy gelykenisse. Of praat ek van 'n verskillende gelykenis? Praat ek van iets wat nie staan in die Bybel nie? Ja of nee? My light shines. Darkness cannot overwhelm me. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, hope, and love is my battery. What is your battery? Faith, hope, and love is your battery. That's what's charging you every day. Number 9. My ministry had begun. Jou bediening het al reeds begin. Maar jy sit rond en sit te wag nog vir 'n lorry. Jy wag nog vir die glory, Lordy. Jou ministry het al reeds begin. Jou ministry wag vir jou. Jou ministry wag vir jou. Because God's DNA is in me, I am the answer to others. My town, my region, and my country. Through my change within. Through my choice and my change within. Transformation is alive. Dawie het gesê, as jy nie verander nie, verander niks om jou nie. Jou vrou gaan nie verander nie, jou huis gaan nie verander nie, jou kar gaan nie verander nie, en ek beloof vir jou, jou worshond gaan ook nie verander nie. Nommer 10. I love God. My whole being, spirit, and is fulfilled. I have peace. I am God's dream. I shout continuously, Abba Father. Na vanaand kan jy nooit weer sê jy het 'n plan nie, want ek gaan hierdie plan vir jou gee. Ek gaan hierdie plan vir jou gee, en voorop hierdie plan staan daar. Ek was daar, ek het gehoor, beleef. Ek het besluit om voluit te lewe. Ek is 'n seun van God. Dan staan daar, ek het hom geteken. Ek het God se woord gevat en ek het daar gesit. Daar's 'n witness by. En dan agterop is daai plan vir jou daar. Jy sit hom in jou Bybel. En elke dag wanneer jy verbyblaai en jy sien, ek is alweer met 5 punte af van die plan af. Dan klap jy jouself, skop jouself, kry die honde om jou te byt en raak lewendig. Na vanaand is jy 'n man met 'n plan. Na vanaand is jy nie meer 'n bywoner nie. Vanaand is jy nie meer 'n dienskneg nie. Vanaand wil ek gou vir jou sê, kan ek gou vir jou sê wat jy vanaand is? Ek wil vir jou vanaand sê, ek wil vir jou sê wat jy vanaand is. Ek wil jou vanaand sê, gooi die woord van God op. Staan dit daar.
For all, is dit dieselfde woord? For all who are led by the Spirit of God are sons of God. For you did not receive the spirit of slavery to fall back in fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. You have, wait, nou net toe jou bors opgemaak het, toe jy nie gereceive, you will not receive, boykies, you have received the spirit of sonship. Jy is nou 'n broer. Jy is 'n seun van God. Sta op. Sta op. Come on, praise the Lord. Come on, boys. You've got eternal life in your veins. You are the choice of God. You are predestined. You are justified. You are glorified. You are my brother, and I'm watching you. You are the ministry of God. You are the dream of God. You are not a mighty man. You are a son of God. Vanaand split die klip, boys. Dat Angus het julle nie gebring op 'n plek om te sit en boer en koek en eiers te lê nie. Dat Angus het sy lewe gegee en hy het uitgestap. Jesus Christ walked out so that you can have sonship. Sit jou hand op jou hart, sit so. Vanaand begin ons met 'n verklaring, boys. Vanaand is dit 'n verklaring. All the sons of God made a declaration. And it starts here. Close your eyes. Shut yourself from this world. You declare. You are the choice of God. You are, but you declare with your mouth. You believe. You take it. You take it. It's God's choice. It's God's love. It's God's predestined plan that you will hear the voice of God tonight. You are not an adopted one. You are my own son. Declare with your mouth. Declare with your mouth. I am. Now I can't hear you. I am a man with a plan. I will learn the word of God. I will speak the word of God. And only the word of God. I serve all my heart where I am. Nothing is too big for me. I've got good influence in my life. I am responsible. I've got a partner. I'm not alone. I speak life. My tongue is holy. I bring life because I am part of God, son of God. I live in faith, not by power, not by might, but by faith. I am part of God's body, Christ's body. My seed is holy. My seed is fertile. I will sow with open hands. I will not keep back
Because what I sow, I will also. My harvest is predestined. I am the light of the world. My light shines. Darkness cannot overwhelm me. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, hope, and love will be my partners. My ministry has begun. Tonight, I'm a new man, son of God. My ministry has got no ends, no fear. Miracles, goodness and grace will follow me. I love God. I love God. I love God. I am in love with God. I love Him. My whole being cries out from now on, I am a son. Abba Father. Abba Father. Abba Father. Abba Father. Abba Father. Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Come on, boys, praise the Lord. Come on, boys, praise the Lord. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Moenie stop hier. Stop hier. Come on. Come on, boys. Come on, my putas. Come on, my putas. Woo! Come on, jump. 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 Come on. Jump. Jump. Come on, boys. Come on. Come on. Jump. 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 Jump, boys. Jump. Hy manne. Spring, man. Lig jou hande na bo. Lig jou hande na bo. Lig jou hande. Kyk op. Kyk op. Kyk op. Boetjies. Jy's gekies. You are predestined. You are justified. You are glorified. You are part of the Rock of Ages. You are part of the body. Now and forevermore. Take it. Close your hands. Close your hands. Take it. Take it. Say, Abba, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. It's not me. It's your choice. It's your choice. I love your choice. I'm your choice. I'm your son in Christ Jesus. Amen. Boys, gee die Here nog aan 'n klap. Kan ek asseblief? Boetjies. Boetjies. Een van my boetas wat vanaand Oh Lord, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, luister gou so boys. Elkeen van julle. Ek wil hê elkeen van julle moet so 'n dingetjie kry. En jy vat hom. Jy verloor jou lewe, maar jy verloor hierdie ding, hoor jy? Hoor julle my? Ek is lief vir julle boys.
Ek is lief vir julle boys. Julle is my boetas, man. Kan ek die spanne uitkry asseblief? Kan ek die spanne uitkry? Ek wil hê, boetjies, nou moet julle mooi luister. Ek wil hê elke moet ding kry. Voorop is 'n tikkie wat sê, reconciling man to God and man with man. Becoming spiritual fathers once again, God's sons. Dis wie jy is. Jy mag dit nooit weer vergeet nie. Daar staan, ek was daar, ek het gehoor, ek het beleef, ek het besluit, ek is 'n seun van God. En daar's 'n plek waar jy dit teken, en daar's 'n plek waar iemand saam met jou teken, en daardie persoon gaan jou dophou, en agterop is jou plan as man. Jy vat daai plan, en jy hou hom by jou. Jy hou hom by jou. Die manne gaan nou beweeg. Boetjies, ons staan net waar jy is. Ek wil hê een man moet nie vanaand hier vanaf wegloop nie. Ons het nog tyd, gaan ons nog kuier, boys. Louis, kom op. Kom maak vir die manne musiek, man. Geef vir Louis 'n klap. Boetjies, ek soek die spanne. Hulle hardloop langs die kante in. Gee die pakke af vir die mense. Deel uit. Laat hy hardloop. Jy vat jou plan. Hierdie is jou plan. Dis nie net 'n boekmerk nie. Dis nie net 'n boekmerkie, boetjies. Dis die merk van die seun. Dis die merk van die seun. Dis die merk dat jy vir ewig die 27ste April 2013 gaan onthou. Nie omdat Johnny Lou vir jou gesê het, jy gaan dit doen nie. Jy gaan dit doen, omdat jy weet, God se keuse oor jou lewe is heilig. God se keuse oor jou lewe is heilig. Daai ushers, hardloop tot daar agter, boys. Julle dien hierdie manne, hardloop. Hulle is lus vir wil kuier. Kom ons bly waar ons is, boetjies. Kom ons vat 'n bietjie mekaar so. Come on boys, is 'n heilige oomblik. Kom ons vat mekaar, boys. Come on. Kyk jy ou langs jou. Kyk jy ou langs jou. Kyk jy ou langs jou, man. Kyk hom in sy gesig. Sê vir hom, jy's damn oulik. I like you. You are predestined. You are a son of God. You are a mighty man. Kyk hy ou weer. Kyk hom weer. Kyk hom in sy oë. Boys, moet nie van my kyk die man in sy oë. Sê vir hy man, you are glorified. You are child. You are chosen. You are a reiner. You are God's dream. I love you. You are my brother. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen.